Wat is die mens? Dit is 'n baie belangrike vraag waaroor ons moet dink en wat uit die aard van die saak ook baie ander sienings wat jy handhaaf sal beïnvloed. Prof Dani, ons gesels oor die vraag wat is die mens? En ons sit met twee standpunte oor hierdie belangrike vraagstuk. Miskien kan Prof begin as ons dink oor 'n meer liberale siening oor die mens. Wat is daardie standpunt, die liberale standpunt? Dankie Daniel, ek dink absoluut so, daar's totaal twee verskillende standpunte vandag, of ten minste twee verskillende standpunte oor wat 'n mens is. En aan die een kant sou mens kon praat inderdaad van die, sê maar, liberale standpunt, en daar teenoor 'n meer konservatiewe standpunt oor wat die mens is. As ons na die liberale standpunt kyk, eintlik in wese kom dit daarop neer dat die mens is per definisie 'n individu. So dit is die hele liberale wêreld draai eintlik rondom hierdie gedagte van die mens as individu. En mens kan dit vergelyk sê nou maar met as mens die beeld van 'n atoom wil gebruik. Atome wat eintlik los staan van mekaar. En dit is soos wat die liberale wêreld eintlik die mens voorstel. Die mens is 'n atoom wat eintlik in 'n toevallige verhouding teenoor ander mense staan. So in die eerste plek die erkenning van die gedagte dat die mens 'n losstaande, wat dikwels na verwys word ook as 'n vryswewende individu. Dit is omtrent die liberale opvatting. Wanneer die mens losgemaak word van die werklikheid en eintlik op hierdie radikale individualistiese manier beskou word, dan sit ons ook met die veranderlikheidsvraagstukke. Die mens het nie 'n vaste natuur nie. Dis 'n oorheersende kenmerk, miskien anderste as wat die woord atoom eintlik hier suggereer, is in die ontwikkeling van die liberale denke, is die gedagte uiteindelik by geëindig dat die mens het eintlik geen natuur nie. So die mens word nie gekenmerk, sê nou maar, deur die natuurlike strewe na die goeie en die ware en die skone nie. Die mens, as die mens 'n natuur het, is in die eerste plek daarop bedag om sy eie belange, sy eie ego-belange as te ware in beskerming te neem. Dit gaan vir die liberale individu in die eerste plek oor die self en om die self in beskerming te neem. So daar's eintlik geen werklike natuur wat eie is aan die liberale mens nie. En dan knoop dit eintlik altyd aan 'n tweede eienskap, naamlik dat die liberale individu het eintlik geen doel van nature nie. Soos byvoorbeeld, dit is nie in my natuur om te strewe na gemeenskap met ander nie. Of dis nie in my natuur om die goeie na te strewe nie. So die gedagte dat ons nie 'n natuur het nie en dat ons ook nie 'n bepaalde ingeboude natuurlike doel het nie, dit is baie deel van die liberale mensopvatting. So die mens self, die individu self definieer ook dan sy natuur. So hy neem eintlik dan in 'n sekere sin eienaarskap oor realiteit of die werklikheid van sy menslike natuur. As 'n mens werk met die gedagte dat die mens nie 'n natuur het nie, dan is die vraag maar hoe nou, hoe gemaak? En is tog interessant dat hierdie gedagte dat ons nie 'n natuur het nie, gaan gepaard met die idee dat ek self as individu eintlik my eie wêreld moet konstrueer. So as daar nie 'n natuur is nie, moet ek as te ware eintlik my eie wêreld gaan konstrueer by wyse van, sê nou maar, 'n staat wat ek moet skep as individu, of ek moet my eie gemeenskap skep vanuit my eie self, of watter ander ding ook al. Ek moet my eie waarheid gaan skep, ek moet selfs dalk uiteindelik my eie God gaan skep, en so aan. So die gedagte dat ons nie 'n natuur het nie, uiteindelik eindig dit by die gedagte van alles is blote konstruk, 'n blote maaksel van die self, van die ek. Die interessante ding van hierdie liberale, modernistiese opvatting van die mens is ook die herlewing van die gnostiek. En ek dink dis nogal 'n belangrike tema om by stil te staan, en ek weet dis nou 'n woord wat so 'n bietjie agtergrond het sodra ons die woord gnostiek gebruik, maar miskien kan Prof dit so 'n bietjie ook uitpak in hierdie konteks. Ja, ek dink 'n mens moet vra, wat gebeur met ons as ons nie 'n natuur het
en dat ons bloot in 'n sekere sin soos plastiek is wat gemanipuleer kan word, gemaak kan word, wat gekonstrueer kan word soos ons wil. En ek dink dit bring ons eintlik by hierdie groot debat vandag van die verhouding tussen mens en masjien. Ons is 'n lewe in 'n tyd van die sogenaamde posthumanisme, die posthumanisme waarin die gedagte eintlik baie wakker is dat jy as te ware 'n mens in 'n masjien kan laai. So ons wil eintlik daai onderskeid vandag tussen mens en masjien ophef, sodat die mens as te ware deel kan word van 'n masjienwêreld. En dan die vraag is hoekom? En ek dink miskien die mees belangrike rede vir hierdie poging om die mens as te ware in die masjien op te laai, want hy kan mos, hy beskik nie oor 'n natuur nie. So as jy hom oplaai, dan kan jy eintlik in 'n sekere sin die dood ontsnap. Jy kan eintlik die ewige lewe by wyse van 'n masjien beerwe. En dit hou baie direk verband met jou woord, die gnostiek. Dis 'n ou impuls in die westerse denke, die gnostiese impuls. Dis 'n impuls wat gebore is uit 'n vrees vir en selfs 'n vyandskap teen die dood, teen tyd, teen verganklikheid en 'n poging eintlik om dit te ontsnap. En vandag is die masjien, die tegniese middele waaroor ons beskik, kan dalk by uitstek dien as 'n ontsnappingsinstrument weg van die dood. So ons sit dus met hierdie liberale standpunt wat prof nou eintlik in 'n redelike detail van so 'n bietjie saamgevat het. Wat is die konservatiewe standpunt wanneer ons by die vraag oor wat die mense stil staan? In die konservatiewe wêreld word in brede meer organiese metafore gebruik eerder as meganiese metafore soos die atome wat losdrywe van mekaar. En organies bedoel ek dat dinge is op mekaar aangewese. Ek kan nie sonder die lede van my gesin bestaan nie. Ons is organies op mekaar aangewese. Ek en my vrou, ons en ons kinders. Ons is nie los atome nie. Ons vorm 'n nuwe gemeenskap, sê maar in die gesin. En dis tipies van die konservatiewe opvatting. Ons vorm altyd weer groter gehele waarvan die individu deel is. En as jy die geheel wegvat, dan verarm jy eintlik die individu. Die individu word daarteen verryk as hy deel is van 'n gesin of van 'n kultuurgemeenskap of van watter ander groter gemeenskappe mens ook sou kon dink. So 'n totaal ander opvatting van die mens. Hierdie standpunt handhaaf natuurlik ook 'n baie gesonde verhouding tussen individu en gemeenskap. Daar's nie 'n botsing tussen die twee nie. Dis natuurlik die uitdaging vir 'n konservatiewe mens. Wanneer ons dink oor die mens as mens in verhouding met of mens in verhouding met gemeenskappe, dan is die groot uitdaging om telkens weer ruimte te skep vir die individu binne in die gemeenskap. So die individu moenie ontken word nie. Dis altyd die groot uitdaging. En dan presies, ek dink soos jy dit verwoord het, dit gaan oor daardie saamval, daai saamwerk, daai samehang tussen individu en gemeenskap. Beide is belangrik. En dan ook teenoor die liberale standpunt wat die menslike natuur wat heeltemal as vloeibaar wil kenmerk, sal die konservatiewe kan sê nee, maar daar's 'n vaste menslike natuur wat gedefinieer kan word, wat geken kan word. Ja, dis 'n kenmerk van die konservatiewe denke, maar eintlik nie net die konservatiewe denke nie. Dit strek ver terug in die westerse denkgeskiedenis. Om wanneer daar oor die mens gedink word, te sê dat daar sekere konstante goed is wat eie is aan die menslike se natuur. Soos byvoorbeeld, dit is natuurlik tot die mens om in die eerste plek sy eie lewe en die lewe van sy gemeenskap in beskerming te neem. Dis 'n natuurlike tendens by mense. Dan is dit 'n natuurlike tendens by 'n mens om gemeenskappe te vorm. 'n Konstante eienskap van menswees dwars oor die eeue. En dan is dit 'n natuurlike deel van menswees om te vra, maar wat is die basis, die gronde van alles? Om dit in teologiese terme te formuleer, dis natuurlik tot die mens om te vra na God, om uit te reik na God en te vra, wat is die grondslae van my eie bestaan? En in die konservatiewe tradisie word natuurlik gesê, dit is God. So daai
die natuurlike eienskappe van die mens is konstant, vanaf selfbeskerming tot gemeenskapsvorming, tot die groot vraag, maar wat is die grondslag van die werklikheid? Alles wat Prof nou gesê het impliseer dat die mens is 'n rasionele wese. Die mens is 'n gemeenskapswese, maar saam met dit alles is die mens is 'n rasionele wese wat die geskenk van rasionaliteit ontvang het as 'n beelddraer van God. Ja, ek dink dit is verskriklik belangrik om dit miskien net weer vinnig te kontrasteer met die liberale opvatting. As ons atome is, wat eintlik bloot 'n toevallige verhouding met mekaar het. Ons beweeg so in 'n ligleegte en ons bots nou en dan teen mekaar en nou en dan werk ons saam. Maar daar's eintlik geen rasionaliteit in daai wêreld nie. Dis 'n irrasionele wêreld. En die oomblik as jy sê die mens word deur 'n bepaalde natuur gekenmerk en dat hy gerig is op sekere dinge soos beveiliging, gemeenskapsvorming en so aan, dan veronderstel dit daar's 'n sekere doelgerigtheid in die mens en met ander woorde daar's ook sekere rasionaliteit wat ons handeling kenmerk en wat Christelik definitief begrond is in die gedagte dat ons beelddraers is van God. Dit vooronderstel dat ons natuurlik ook rasionele wesens is wat doelgerig handel. Miskien kan ons net met hierdie gedagte afsluit. Prof het gesê in die liberale standpunt, die doel word eintlik deur die individu bepaal. Die natuur wat gevestig is en wat konstant is, het geen sê in wat die doel van die mens is nie. Daai doel word nou eintlik in die mense se eie hand opgeneem en nou in die konservatiewe standpunt dan sê ons die mens te doel. Miskien kan ons net daarmee eintlik maar saamvat. Wat is die doel van die mens? Ja, dis nie in die eerste plek iets wat ons self geskep het nie. Kom ons vat byvoorbeeld 'n universiteit. Wat is die doel van 'n universiteit? Die doel van die universiteit is om die waarheid en die skoonheid en die goeie na te strewe. Nou daai waarheid, goedheid en skoonheid as oogmerke, as doelwitte van die universiteit is nie iets wat ek self geskep het nie. Dis eerder die anderste om. Die universiteit word geskep omdat die universiteit homself onderwerp aan die gesag van hierdie oogmerke. So dis nie iets wat ek geskep het nie, dis eerder iets wat ons skep, die waarheid, die goeie en die skone. Nou iets wat die mense as 'n gemeenskapswese baie mooi uitbeeld is 'n skildery van die Italianer Lorenzetti in die 1300s. Ek weet dit is 'n skildery wat regtig die gemeenskapsaspek van menswees baie goed uitbeeld. As Prof so 'n bietjie kommentaar wil lewer op dit. Ja, as mens na die skildery kyk, sien jy dis 'n baie idealistiese uitbeelding van 'n gemeenskap wat in 'n stad bly. So wat die skilder is eintlik 'n gemeenskapsstad. En dit is per definisie 'n stad waar die individue nie los van mekaar losdrywe soos wat ons eintlik aangewoond het, individue wat weg of by mekaar verby beweeg nie. Maar dis 'n stad waarin die individue op mekaar aangewese is. So in die skildery is daar byvoorbeeld vrouens in die voorgrond wat dans. Aan die ander kant, aan die regterkant is daar mense wat in 'n gebou duidelik in 'n skool of universiteit betrokke is. Aan die ander kant speel mans waarskynlik skaak of iets van die aard. En elders in die skildery is daar mense wat werk. So jy kry eintlik 'n lewendige stadsgemeenskap. En ek dink dit is in 'n sekere sin die ideaal van die konservatiewe denke is om so 'n stadsruimte te visualiseer waarin die gemeenskap 'n lewendige aanwesigheid het. So die vraag is, waar val jy op wanneer dit by hierdie twee standpunte kom? Is die mens maar bloot net 'n atoom of op sy eie eiland, heeltemal individualisties afgesonder, of is die mens 'n gemeenskapswese met 'n vaste natuur wat 'n baie bepaalde doel het?